Amen. Amen. Ek wil vanmôre, in hierdie mooi atmosfeer, wil ek bietjie met jou praat daar in Eksodus 17, net so 2 versies, Eksodus 17 vanaf vers 14. My tema vanmôre is, die Here is my banier. Die Here is my banier. Nou, ek het verlede week begin en ek het bietjie met jou begin praat oor die name van die Here. En ons het gesê dat die Here is die rots van die eeue. En met daardie rots kan ons beskerming kry, kan ons skuiling kry, word ons verlos, kan ons uit die heuning, die soetsap uit die rots uit suig, want die Here sorg vir ons. En hy is ook daar waar ons die lewende water kry, want die Here verander lewens. Nou vanmôre wil ek bietjie aangaan om met jou te praat oor die name van die Heer, en ek wil vanmôre met jou praat oor die Here is my banier. En in Hebreëus is dit mooi, hy sê, die Here is die Jehovah Nissi, die banier wat oor die Christene uitgespan is. En ek hoop dit gaan ook vanmôre vir jou iets beteken, soos wat dit ook vir my beteken het toe ek dit voorberei het. Nou, Eksodus 17 is 'n baie mooi verhaal. Ek dink ons almal ken dit. Dit is hier waar die Israeliete, die volk van die Here, teen die Amalekiete moet oorlog voer. En op hierdie oomblik is Moses hoog bo op die berg en dan kyk hy af hier teen die oorlog wat tussen die Israeliete en die Amalekiete besig is om te gebeur. En dan leer ons die verhaal. Terwyl Moses sy hande opsteek, dan het die volk die oorlog gewen. Maar ou Moses sy arms het moeg geword en dan het Moses op 'n stadium sy arms 'n bietjie laat sak en dan het die volk verloor. En die Here sê, Aaron en Hur moet kom, en hulle hou Moses se hande hoog, en terwyl Moses se hande hoog is, het die Here gesorg dat die volk die Amalekiete gewen het. En nou kom die Here hier in Eksodus 17 vanaf vers 14, en hy sê vir Moses, Moses, jy moet dit wat jy nou gesien gebeur het, moet jy gaan neerskryf, sodat mense wat kom, dit kan lees en dit kan ervaar, en iets daaruit kan leer. En ek wil saam met jou lees, Eksodus 17 vanaf vers 14. Hy sê, toe sê die Here vir Moses, skryf dit as 'n aandenking in die boek en print dit in Josua in. Nou, hoor gou mooi, ek hou van hierdie woord, hy sê, prent dit in Josua in. Dit is iets wat Josua nie moet vergeet nie. Dit is iets wat Josua moet onthou. Moses gaan sê vir Josua, hierdie moet hy nie vergeet nie. Wat moet hy nie vergeet nie? Dat ek die gedagtenis van Amalek onder die hemel heeltemal sal uitdelg. Niemand sal ooit weer aan Amalekiete dink nie, sê die Here. In vers 15, en Moses het 'n altaar gebou, en toe die altaar klaar gebou het, noem hy dit, die Here is my banier. Jehovah Nissi. Die Here is my banier. En toe ek dit lees hierdie week, toe besef ek net dat ek en jy is nog steeds die volk van die Here, en bo oor ons lewens is daar 'n banier wat vanmôre wapper, en die banier se naam is die Here. Nou, ons ken nie die verhaal, ons ken die geskiedenis, ons ken die Bybel, dat reg deur die Bybel het elke volk en elke stam en elke nasie sy eie vlag gehad. Nie net 'n vlag nie, elke volk het sy eie embleem gehad, en saam met hierdie embleem het daar 'n banier gekom, 'n vlag wat gewapper het. Dink maar vir 'n oomblik aan elke land wat jy ken. Elke land het tog 'n sekere vlag en 'n sekere banier en 'n sekere kenteken. Ek dink vir 'n oomblik aan MTN. As jy daar die rooi en swart letters sien, dan weet jy dadelik dit is MTN en 'n ou rooi letters is Cell C, en so kan ek aangaan. Net so was daar in die Bybelse tyd, het elke volk 'n vlag gehad. Elke volk het 'n banier gehad wat voor hulle uitgewapper het, sodat almal moes geweet het, wie is hierdie volk, waarvoor hulle staan, waarvoor hulle intree. Sjoe. En Moses kom en hy sê, dat die Here, die God wat hy aanbid, die koning van die konings is sy banier. Nou hoor gou, dit is 'n interessante verhaal. Elke keer wanneer die volk oorlog gemaak het,
het daar vooruit, voor al die musikante en voor die oorlogmense, die soldate, het daar 2 perde uitgery met 2 manne en elkeen het 'n stok gehad en bo aan hierdie stok was 'n vlag gewees. Dit was die banier wat gewapper het en dan het hulle voorgery om vir die vyand te kom sê dat agter ons is die oorlogmense, die soldate, hulle is gereed, die koning is gereed, almal is gereed en hierdie vlaggie wat wapper sê vir die vyand, wie is in beheer, wie is op pad, hoor gou, wie gaan die oorwinning vandag behaal. Nou banier was 'n baie waardevolle ding. Op hierdie banier was daar sekere kentekens gewees. Daar was sekere embleme gewees van hoe oud die volk was. Wie was hulle voorvaders? Waarvoor het hulle gestaan? Wie was die koning gewees? Hoeveel soldate? Daar was 'n klomp kentekens bo op hierdie embleem gewees. So wanneer die perde ingekom het in die oorlogveld en hierdie embleme het gewapper, dan het die vyand gelees om te sien wat is op pad. Hulle het gelees om te kyk, wie is hierdie volk se koning? Wat het hulle al vermag? Wat het hulle al gedoen? Wat kan hulle doen? Wie is hulle God? En die vyand het begin bewe, omdat die banier vertel het, wie is op pad. En elke keer, wanneer Moses 'n oorlog gewen het, dan moes die vyand, die oorlog wat verloor is, daardie koning se banier was afgehaal en die koning van die koning Moses se God se banier het op daardie nuwe stad se pilare gewapper. En so reg deur die Bybel, soos wat hulle Egipte verlaat het en soos wat hulle aangekom het in Kanaan, was daar 1 ry spore en 1 ry banier gewees wat gewapper het, want Moses se koning se banier het gewapper so ver soos wat hulle beweeg het. Daar was oorwinning. Die banier het verklaar dat die koning van die koning is hier en hy gaan nie sy volk teleurstel nie. Nou vanmôre wil ek 'n bietjie met jou praat oor hierdie banier wat bo oor ons uitgespan is. Want hoor mooi, ons is nog steeds meer as oorwinnaar. Ek en jy is nog steeds die volk van die Here wat hy uitgeheilig het vir 'n tyd soos hierdie. En hy sien net die rots van die eeue nie, hy is ook die banier wat bo oor jou wapper. En die vyand moet na daardie banier kyk en sien waarvoor jy staan. Hy moet sien wat jou lewe verteenwoordig. Hy moet sien waardeur jy is, sodat hy kan weet dat jy ook aan die ander kant gaan uitkom. En ek wil vanmôre vir jou vra, dat jy vir 'n oomblik so bietjie na jou hand moet kyk. Want hierdie hand moet 'n stok vashou. Hierdie hand moet 'n paal vashou en bo op hierdie paal moet daar 'n banier wapper. En jy het net 2 baniere wat wapper, die banier van die Here wat die oorwinning gee of die banier van die vyand. En ek hoop vanmôre dat as jy klaar na hierdie boodskap geluister het, dan gaan jy die vyand se banier afhaal en gaan jy maak dat die koning se banier in jou lewe wapper. Hoor gou wat sê die Bybel. Hy sê, Psalm 60 vers 6, hy sê, U, dis die Here, het van vroeg af al 'n banier bo oor my laat wapper. U het my die vrees weggevat. O, dis mooi. Hy sê, U het die vrees weggevat. U het my 'n banier gegee. Die banier van die Here wapper oor die kinders van die Here. Jesaja 5:26 sê, en hy sal 'n banier ophef en die nasies sal bewe. Hoor gou vanmôre, die Here sê dat wanneer sy banier oor jou huis wapper, wanneer sy banier oor jou besigheid wapper, wanneer sy banier oor jou lewe, oor jou kinders, oor jou kleinkinders wapper, dan sien die vyand dit en hy weet aan wie jy behoort. Hy weet wie jou koning, die koning van alle konings. En ek wonder vanmôre, as jy net vir 'n oomblik die banier van die Here oor jou lewe kan sien, sal jy weet, jy's meer as 'n oorwinnaar. En sover as wat Moses beweeg het hy die vyand se banier en die vyand se vlag afgehaal en het hy die vlag van Jesus Christus, God, die koning van alle koning, se vlag laat wapper. En hoor gou mooi, dit was 'n heenwysing gewees, dat daar eendag iemand sou kom, sy naam is Jesus Christus, wat teen 'n paal opgehang sou word. Hy sal die banier wees, wat oor die hele aarde sal wapper. Hy's die oorwinnaar deur die eeue. En daar ontstaan die naam, dat Moses sê, sjoe,
Dis net die Here wat hierdie oorlog kon wen. Dis net die Here wat die Amalekiete in ons hande gegee het. En toe Moses daar die Amalekiete sy paal afhaal en hom stukkend breek, toe hy sy op die vlag van die Here, want die Here het alweer die oorwinning vir ons gebring. En jy vra dalk vanmôre, "Sjoe, dit was Moses en dit was Josua en dit was die volk van die Here. Wat beteken dit vir my 2025 in Hartbeesfontein, so aan die einde van Junie op hierdie koue Sondagmôre?" Sien die banier van die Here het nog nooit verander nie. En wat hy vir Josua en vir Moses en vir die volk gedoen het, wil daardie banier wat vanmôre besig is om te wapper oor jou lewe, ook vir jou doen. En ek het 'n paar dinge neergeskryf. Hoor gou in die eerste plek. Die banier van die Here beteken vanmôre dat niks, sê gou saam met my niks kan voor jou stand hou nie. As die perderuiters die vyande se grond ingekom het en daardie flapper, daai banier het so gewapper, dan het die volk, die vyand geweet, hier kom moeilikheid. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat wanneer jy 'n vertrek instap, wanneer jy 'n besigheid instap, wanneer jy iets instap wat nie vir jou lekker is nie, dan sien die vyand nie vir jou nie, Santjin. Hy sien die banier wat bo oor jou wapper, en hoor vanmôre, dat niks sal voor die kinders van die Here kan standhou nie. Hoekom nie? Want die banier van die Here is bo oor jou, en hy wapper vanmôre om die kinders van die Here te beskerm. Josua 1 vers 5 sê, solank as wat jy lewe, sal niks jou ooit kan oorwin nie. Niks sal voor jou standhou nie, omdat Josua so sterk is, nie, omdat die volk 'n banier gehad het, wat bo oor hom gewapper het. Moses het dit vir Josua aangeskryf, en Josua wil vanmôre vir my en jou sê, as dit vir Moses gewerk het, as dit vir Josua gewerk het, dan werk dit ook vanmôre vir my. En ek wil vanmôre die banier van die Here ophys, sodat hy wapper, sodat niemand, geen vyand teen my ooit kan standhou nie. Want hoor mooi, die vyand sien nie jou raak nie, hy sien raak wat voor jou is, die banier van die Here. Hoor gou wat sê die Bybel, Deuteronomium 7:21, hy sê, niemand sal teen jou standhou nie, totdat jy almal verdelg het. En ek sê nie nou, ek en jy moet almal wat voor ons kom verdelg nie, jy ken die geskiedenis. Geen volk, geen iets wat teen hom op hom opgekom het, kon standhou nie. Hoekom nie? Want die Here was daar. Die Here het sy banier bo oor hulle laat wapper. En hoor vanmôre, niks, niemand, geen situasie, geen oorlog, geen siekte, geen skuldhuiser, geen omstandigheid kan vanmôre teen die kinders van die Here standhou nie, want die banier van die Here wapper nog steeds, soos in 2000 jaar terug, nog steeds oor die kinders van die Here. Ons is gered deur genade, en daardie genade is Jesus Christus, die banier. Josua 2:24 sê, sekerlik gee die Here hierdie land in jou hand, en al die inwoners sal bewe. Hoekom? Want die banier van die Here wapper oor die kinders van die Here. In die tweede plek, die banier van die Here maak die vyand onrustig. Het jy al in 'n vertrek ingekom, jy gesalfde, en dan sien die mense begin so trippel. Hulle weet nie lekker wat hulle moet doen nie. Hulle voel so bietjie ongemaklik. Hulle wil nie eens met jou kontak maak nie. As jy so inkom, dan gaan hulle by die ander deur uit. Weet jy hoekom doen hulle dit? Want hulle voel dat die teenwoordigheid van die Here het ingekom. Hulle sien die banier van die Here. Dit maak hulle ongemaklik. Ek lees in Josua 9 vers 1. Dat die vyand het al die klein groepietjies mense bymekaar gekry, al die klein volkies, en hulle het hulle gevra, kom voer saam met ons oorlog teen Josua. En hierdie oorlog sou Josua vernietig het. Maar vers 6 sê, toe die vyand uit al die rigtings nader kom, en hulle vir Josua sien, nee, toe hulle die banier sien,
Toe hulle die banier sien, toe kom hulle na Josua toe en sê, Josua, voordat ons nog oorlog doen, kan ons nie vrede maak nie. Kan ons nie net vrede maak nie. Maar ons is hier om oorlog te voer. Josua, jy verstaan nie. Ons het jou banier gesien. Ons weet wie jou God is. Ons weet wie aan jou kant is. En as God aan my kant is, dan spring ek oor 'n muur. As God aan my kant is, dan loop ek 'n bende storm. As God aan my kant is, kan enigiets na my kant toe kom. Hoekom? Omdat die vyand onrustig word wanneer hy die banier van die Here sien. En ek weet nie waarmee word jy gekonfronteer nie. Jesaja 64 vers 2 blye waarheid. Dan sal die vyande u naam ken en hulle sal voor jou bewe. Die vyand sal jou naam ken. Dion, hy sal jou naam ken en hy sal voor jou bewe. Hoekom? Omdat ek so wonderlik is? Nee, omdat die banier van die Here oor my lewe wapper. Deuteronomium 28 vers 7 sê, uit een rigting sal die vyand kom. En as hulle my banier sien, sal hulle in 7 rigtings van my af wegvlug. Hoekom? Want die banier van die Here maak die vyand ongemaklik. Die vyand weet nie hoe moet hy trap nie. Die vyand weet nie wat moet hy rondom my doen nie, want hy weet iets. As die kinders van die Here net weet wat die vyande weet. Die banier wapper. En ons sing baie keer daardie ou koortjie wat sê, open the eyes of my heart, Lord. En ek wens net, ek wens ek my oë kan oopmaak, sodat ek kan sien die banier wat oor my lewe wapper. Ek weet jy gaan deur moeilike tye. Ek weet die lewe is hard. Ek weet daar's dinge wat jou onderkry, maar jy's vanmôre meer as 'n oorwinnaar, want die banier van die Here wapper oor jou. Hy's nog steeds die rots van die eeue en niks, hoor vir my, niks het verander nie. In die derde plek, natuurlik, die banier beteken dat niks vir my onmoontlik is nie. Niks. Ek kan dit nie, ek weet nie hoe moet ek dit nog vir jou sê nie. Niks. Die Bybel sê vir mense is dit onmoontlik, maar vir die Here is niks onmoontlik nie. Jy sien, Josua het gesien hoe hy deur die Jordaan loop op droë grond. Niks is onmoontlik nie. Jy sien, die water het die banier van die Here gesien en hy moes oopkloof. Josua het gesien hoe hy Ai, die sterkste nasie, inval en hy wen dit. Hoe? Want Ai het die banier van die Here gesien en niks is onmoontlik vir die Here nie. Josua sien iets. Hy sien hoe die son en die maan stil staan sodat hy die oorlog kan wen. Onmoontlik? Nee. Niks is onmoontlik vir die koning wat ek kan bid nie. Jy sien, tot die maan, tot die son het die banier van die Here gesien en hy moet sy knie buig, want hy weet dat niks is onmoontlik vir die Here nie. Ek weet nie waardeur jy gaan nie, ek weet nie hoekom hamer ek vanmôre op dit nie, ek weet nie wat jou lewe nou aangaan nie, ek weet net, die Here wil vanmôre vir jou sê, solank as wat sy banier oor jou wapper, sal niks vir jou onmoontlik wees nie, nie in jou eie krag nie, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here, sal sy banier oor jou lewe wapper. Hy is presies dieselfde God as in Josua, dieselfde God wat Moses en die volk gehelp het. Hy's nie 'n aannemer van persoon nie. En as daardie banier gewapper het oor hulle, dan wapper hy ook vanmôre oor my. Miskien moet jy jou omstandigheid so bietjie anders benader. So bietjie anders dan na jou omstandigheid kyk en sê, ek is 'n koningskind. Ek is in die wenspan. My koning se banier wapper. En as die vyand dit sien, dan raak hy ongemaklik en niks sal vir my onmoontlik wees nie. Sjoe, pastoor, jy ken nie my lewe nie. Jy kom doen eers huisbesoek daar by my nie, jy weet nie wat in my huis aangaan nie, jy weet nie wat aangaan nie. Sjoe, jy ken nie my God nie. Jy ken nie die banier wat oor my lewe wapper nie. En miskien lyk dit vir iemand anders asof niks in jou lewe gebeur nie.
Die Here is besig. Hoor gou wat ek vanmôre sê. Die Here is besig. Hy stuur die perde met die banier vooruit. Nie agter nie, vooruit. Sodat hy gereed kan maak. Dat die vyand kan sien en ek bid vanmôre. Ek bid vanmôre regtig en ek vra jy met my gebed vanmôre hoor dat die Here voor jou sal uitstuur sy banier. In hierdie week, in hierdie jaar, in hierdie maand, daar waar jy moet gaan werk soek, daar waar jy moet kontrakte kry, daar waar jy probleme moet hanteer, daar waar jy moet dokter toe gaan. Ek bid Here nou dat U banier sal uitstuur sodat die vyand onrustig sal raak en dat niks vir die kinders van die Here onmoontlik sal wees nie. Sê saam met my amen. Amen. Nommer 4. Die banier het gemaak dat die volk guns gekry het. Ek het dit nou vir jou gelees, toe die vyand die banier sien, toe sê hulle vir Josua, Josua, ons wil eerder met jou vriende maak, en hy kry guns. Psalm 23 sê, U dek 'n tafel voor my aangesig, net goedheid en guns sal my volg, voor my teestanders. Hoekom? Want daar het 'n banier gewapper. En as die banier van die Here oor jou wapper, is jy 'n gunsgenoot. Kan ek gou gunsgenote sien? Gunsgenoot beteken dat jy geseënd is. Gunsgenoot beteken dat jy het wat jy nodig het. Ek weet wat ek vir jou beplan, sê die Here. Voorspoed. Hoekom? Want jy's my gunsgenoot. En omdat jy my gunsgenoot is daar 'n flap wat besig is om bo oor jou lewe te wapper. En as daardie banier wapper, dan moet die wêreld voor jou buig, want jy's die gunsgenoot van die Here. Psalm 4 vers 4 sê, weet tog dat ek die Here hom, maak gou so, dat ek hom as my gunsgenoot gekies het. Ek is die gunsgenoot van die Here. En maak nie saak wat die wêreld van my dink nie. Bo oor my kop wapper die banier van die Here en ek is outomaties binne-in die gunsgenootskap van die Here. Psalm 16 vers 10 sê, want U sal nie my siel na die doderyk toe stuur, sodat ek verdelg kan word nie, want ek is die gunsgenoot van die Here. Psalm 116 vers 5 sê, kosbaar in die oë van die Here is die dood van sy gunsgenoot. En solank as wat die banier van die Here oor jou lewe wapper, Wimpie, is jy die gunsgenoot van die Here. En dan maak dit nie saak wat na jou kant toe kom nie, daar sal altyd guns in jou lewe wees, want jy behoort aan die Here. Moses, Josua, die volk van die Here, hulle is op pad Kanaan toe. En toe hulle by Kanaan kom, kry hulle melk en heuning, hulle kry druiwe so groot dat hulle dit met takke en stokke moet dra. Dis nie toevallig nie, daar was 'n banier oor hulle lewe en outomaties kry hulle die guns van die Here. Tjoe pastoor, ons gaan maar immigreer want hier's geen toekoms nie. Ek is 'n gunsgenoot. Pastoor, my kinders gaan nie leer na skool nie want daar's in elk geval nie 'n ek is 'n gunsgenoot. Weet jy wat gebeur vir gunsgenote? Die Here maak vir hulle deure oop. Want die vyand raak ongemaklik en niks sal vir my onmoontlik wees nie. En ek profeteer vanmôre dat elk kind van die Here 'n gunsgenoot is en waar jy jou voet sal neersit, sal dit jou eiendom wees en waaraan jy vat, it will turn into gold. Pastoor, hoe werk dit? Ek weet nie hoe werk dit nie, maar daar's 'n banier wat wapper. Daar's 'n banier wat wapper. Pastoor, daar's geen toekoms vir ons boere nie, vir landbou nie. Daar's geen toekoms en niks nie. Jy hoor nie vanmôre wat ek sê nie. Ek is 'n gunsgenoot van die Here. Miskien moet jy bietjie, as jy by die huis kom, net vir die Here sê, Here, hallo, hier's ek. Ek is die gunsgenoot, hallo, sien my raak, Here, hallo, hier's ek, Here, het nou lank genoeg my een kant toe geskuif, ek is 'n gunsgenoot, en net daar die vlag so bietjie afstof, dat die wêreld dit kan sien, en wanneer jy dit in harte neem, gaan die guns van die Here begin inkom. Wie wil 'n gunsgenoot wees? Weet jy wat is 'n gunsgenoot, 'n ander woord, witbroodjie. Ek is die Here, Willie, ek is die Here se witbroodjie, man. Hy gee vir my meer as genoeg. My beker loop oor, ek drink. Mervin, ken jy witbroodjies?
witbroodjies. Man, ek is special. Man, as ek aantrek in die oggend, dan lyk ek sommer vir my grand, want ek is nie net sommer nie. Ek is handpick, man. Ek is Woolworths gehalte. Verstaan jy nou wat ek sê? En daar's 'n stiker op my gesplak. Die gunsgenoot van die Here. Ek sluit af, en dan gaan ons lekker koek eet. Die banier van die Here maak dat my grondgebied vergroot. Elke keer wanneer Moses en Josua die banier vooruit gestuur het, dan het hulle gewen. Dan het hulle groter grond gekry, en groter grond beteken meer geld en meer guns, en Josua 1 vers 4 sê, elke plek waar jy jou voetsool sal neersit, sal jou eiendom word. Gaan lees Deuteronomium 11:24, die seën van die Here. Dit het in daai tyd gegaan oor grond. Hoe meer grond jy het, hoe ryker is jy, en hoe meer grond jy het, hoe meer seën het jy, en hoe meer guns het jy. En elke keer as die banier van die Here vooruit gaan, het Josua die oorlog gewen, en Moshe die oorlog gewen, en die volk se grond het groter geword, en beter geword, en het net goed beter gegaan. Hoor gou. Daar's baie wat aan jou behoort. Daar's baie wat daar buite aan jou behoort. Jou grondgebied sal moet groter word. Jou grondgebied sal moet groter word. Jabes bid dit so mooi. Hy sê, Here, vergroot my grondgebied. En dan sê die volgende vers, en die Here het vir Jabes gegee wat hy gebid het. Wanneer laas het jy gebid, Here, vergroot my grondgebied? Kom aan, wees eerlik. Here, vergroot my grondgebied. Here, vergroot my grondgebied. Ag, sê dit gou saam met my. Here, vergroot my grondgebied. Nou sê gou saam met my die volgende. Here, vergroot my kinders se grondgebied. Here, vergroot my kleinkinders se grondgebied. Here, vergroot my besigheid se grondgebied. Here, vergroot alles wat ek het. Maak dit net groter. Ons praat nie van geld nie. Ons praat van die guns van die Here. En solank as waar die banier van die Here oor jou lewe wapper, sal niemand voor jou kan standhou nie. Sal jou vyande ongemaklik raak. Sal niks vir jou onmoontlik wees nie. Sal jy 'n gunsgenoot van die Here word. En my grondgebied sal net groter, Stella, en groter, Erika, groter word. Het gaan vanmôre net oor een ding. Het gaan oor die banier wat oor jou lewe wapper. In jou eie krag sal jy dit nooit kan doen nie. Besef jy vanmôre wie ons aanbid en waartoe hy in staat is. Ek het hierdie week het ek 'n paar dinge wat ek moet uitsorteer, en dan bly ek sê, Here, U is die rots van die eeue. Ek wil net agter die rots skuil. Ek wil net agter die, as die koels en die patrone en die bomme kom, dan wil ek net agter die rots skuil. Wil jou vanmôre so 'n bietjie verder vat. Hy's nie net die rots van die eeue nie. Hy's vanmôre Jehovah Nissi. Hy's die banier wat oor jou lewe wapper. Jou lewe hoef nooit weer dieselfde te wees nie. En jy sit dalk vanmôre hier en sê, "Sjoe, dis nou 'n mooi preek." Dit help nie, dis 'n mooi preek en jy maak hom nie vanmôre jou eie nie. Jakobus skryf, hy sê ons moet hoorders en daders word van die woord. En ek wil jou vanmôre vra, as jy by die huis kom, dan gaan krap jy 'n bietjie daar in die kas van jou lewe, en dan gaan haal jy daai ou vlag uit. Hy's vol stof en hy's vol merke, en dan gaan was jy hom bietjie skoon en skud jy hom af, en dan gaan sit jy hom bo jou huis. Dan gaan sit jy hom bo jou besigheid. Dan gaan sit jy hom bo jou familie. Dan gaan sit jy hom bo alles wat jy het, en dan staan jy agtertoe en dan kyk jy vir hom en dan sê jy, duiwel, Jesus se eiendom. Jesus se eiendom. Jesus se eiendom. Hierdie behoort aan die koning van die konings. Amen. Here, baie dankie. Sjoe, dat ons U kan aanbid. Here, dankie dat U ons koning is. Here, dankie dat U ons verlosser is.
Here, dankie dat U ons geneesheer is. Here, dankie dat U die rots van die eeue is. Here, dankie dat U nog steeds Jehovah Nissi is, die banier wat oor ons lewens uitgespan is. En Here, miskien moet ons regtig vanmôre so 'n bietjie gaan stocktaking doen by die huis. En gaan kyk wat se banier hang bo oor ons lewens. Miskien is dit geld, miskien is dit aansien, miskien is dit mag, miskien is dit roem. Here, ons wil alle ander baniere afhaal en ons wil die naam van Jesus oor ons lewens oopsprei. Here, dankie dat ons vyande gaan bewe as hulle ons sien. Here, dankie dat hulle ongemaklik gaan raak. Here, dankie dat niks vir ons onmoontlik gaan wees nie. Here, dankie dat ons gunsgenote van die Here is. En Here, dankie dat ook in hierdie week ons grondgebied sal vergroot, omdat die banier van die Here oor ons lewens wapper. Amen en amen.